deel met u die woord uit die geleesde gedeelte Jesaja 51, vers 1 tot 4. En ek wil die woord met u deel onder die tema tussen die verbond en die wederkoms. Tussen die verbond en die wederkoms. Na my mening is dit wat in hierdie teks aan ons gedeel word. Hier is 4 groot gedagtes wat ek met u wil deel. Die een wat sê, julle wat na die wil van die Here vra. Ek sal daarop terugkom. Julle wat vra na die wil van God. Die tweede saak, dink aan die rots waaruit julle gekap is. Verskeie in hierdie tekste is groot leringe. Nommer 3, die woestyn, die pynboppe, die barre wêreld sal word soos die tuin van die Here. Hy is die visie. Nommer 4, daar sal vreugde en blydskap in Sion wees. Daar sal gedank en gesing word. En laastens, die ware rots, waaruit die Christenlewe kom, kan niemand anders wees as Jesus, die Verlosser. Hy is die rots waaruit ons skuil. So geliefdes, u moet onthou, as gelowige mense, en alle mense eintlik, maar die ongelowige besef het nie, ons leef tussen die verbond en die visie van die koms van God se koninkryk. Jesus se wederkoms. Ons leef, dis die tydperk waarin ons leef. Ons lewe is maar baie kort. As 'n mens jonk is, dan dink jy mos nooit daaraan nie. Die liefde. En die groot mense sê, die jong mense verkoos eintlik die tyd wat hulle ontvang. Hulle hou daarvan om voor die TV te hang, of oor en oor klipharde musiek te luister. Ons is allemaal so. Maar in baie keer sê hulle, maar ek is verveeld. Hulle weet nie wat om met hulle self te doen nie. Want hulle het nie geleer om die tyd te kan weeg nie. Maar 'n groot mens kan, 'n volwassene kan. En wanneer jy nou ouer word, en jou hare begin verloop, dan weet jy, dan besef jy, die lewenstyd is eintlik baie kort. Daarom wil ek nou uithelp, geliefdes, is daar hierdie afgelope naweek 'n jong man van 31 jaar oorlede. Daar was geen aanleiding dat hy siek is nie. Skielik het hy sy jong gesinnetjie ontvang en sy kindertjies is maar baie klein. Die Bybel sê, ons moet leer om met wysheid in die tyd om te gaan. As 'n mens klein en jonk is, dan wil jy groot wees. Jy bestaan nie die kosbare gawe van die jeug, van die jonkheid. So ons lewe tussen die spanning. Nou sê die Bybel, die profeet Jesaja spreek die woord van God na die volk en sê, diegene wat vra na die wil van die Here, hulle wat reg wil doen, luister na my, sê God. Want ek wil vir julle die allerbeste pad voorhou. Ek wil julle my wil leer. En ek wil julle 'n begeerte in die hart gee, dat julle altyd sal soek
na wat reg is, na wat eerbaar is, na wat loflik is, na wat lieflik is. Julle, my kinders, julle moet die allerbeste wat die lewe kan bied, omdat julle by my leer, by God leer, moet julle aan die wêreld deel. Dis wat ek julle wil leer. Ons kom hier by mekaar, nie net om 'n pragtige gebou te vier, maar deur die hulp van baie mense, die geliefdes wat ons ontval het, het ons vandag gedenk. Maar ek moet onthou, dat daar's 'n generasie voor ons, wat gedroom het, van die dag, wanneer hier gelowiges sal by mekaar kom. En nie al die ongerief moet verduur, wat ons dikwels nie eens voel aan ons lewe. Dis maklik om te sê, broers en susters, in die wintertye, jy moet maar die pad stap na die kerk, ons het oor die dae, toe ons ouers nog die paaie geloop het. Hulle het dit gedoen, want daar was niks anders nie. En hulle het ver van die kerk afkom bly. Hulle stap hulle in die reën, hulle stap in die son. Ons het vandag, voordat ons begin daar in die kantoortjie gepraat, oor die manne en die vroue, wat op die plase bedien het, en hulle bicycles gevat het, om daar by die mense te wees. En die afstande was nie vir hulle te ver nie. Maar wanneer 'n mens aan gerief gewoon raak, dan begin jy sê, dis te ver. Jy vergeet, daai gerief kan in 'n oomblik van 'n weg. Dan kan jy niks daarmee doen. Ek het 'n kollega van my gaan besoek, sterk man, en toe skielik kry hy 'n string. Nou is sy spraak opgetas, sy is verlam, en hy lê daar in die bed. So is ons as mens. Ons dink ons kan alles doen, totdat die krisis ons tref. Ons moet leer, geliefdes, daar is belangriker dinge as gerief. En dit is maklik, ek kan uit my gerief vir ander mense sê, jy moet dit doen en jy moet dat doen. Dit is allerhande eise aanleer. Maar as ek nie bereid is om die gawes wat God aan my toevertrou te deel om het moontlik te maak vir ander, om het 'n bietjie makliker te hê, dan moet ek maar liewer swyg. Ons praat dikwels uit ons gemak, maar ons praat met ander wat baie swaar betrek as ons. In die Bybel leer die woord van God vir ons, dat die Here, Jesus self, het hom geplaas op die rand in Galilea. Hulle het genoem in die tyd van Jesus, Galilea van die heidene. Daar in die wêreld gekruis. Daar die mense met mekaar van heinde en verre, want hulle was op pad na die groot stede van Rome en die Griekse stede toe. En daar het Jesus sy bediening gedoen. Ver van Jerusalem, ver van die tempel af, ver van die gerief af. En ons hoor ons in die Bybel, hoe Jesus gestap het by die paaie. Sodat hy geraak en by die put van Jakob gaan sit het. So die eerste vraag wat ek in die middel wil laat, liewe gemeente, is, vier u en ek vandag, omdat ons vra in die wil van die lewende God. Vier ons vandag, omdat ons so 'n diep sin van regverdiging van die Here ontvang het, dat ons sê, maar ons wil die beste vir ons naaste gee. Ons wil deel uit die oorvloed wat God aan ons vertrou met ons medemens. Dan moet jy hierdie pragtige gebouetjie, wat die Here vir ons moontlik gemaak het, moet jy opskep in 'n tuiste, waar die vreemdeling kan inkom en sê, wat 'n pragtige gebou. Kan ons ook hier kom en bid? Kan ons by julle aansluit? Wat moet ons doen? Ja, vir ons. Maak ons die deure oop. Dan
sê Jesaja, dink. Let me read it in English. Look to Abraham, your father, and to Sarah, who bore you. He was but one when I called him, but I blessed him and made him better. En sien, broers en susters, as die Bybel die woord Abraham gebruik, dan verwys en Sarah, dan verwys die Bybel eintlik na die verbond wat God met hierdie twee mense gevestig het. Die rots is nie net hierdie mense nie. Dit is die ooreenkomste wat God gemaak het met sy volk en deur hulle vir hulle gesê het, ek sal deur hierdie verbond 'n volk vestig wat so baie sal wees soos die sterre van die hemel en soos die sand van die see. Julle sal nie getel kan word nie. Abraham en Sarah is die egpaar van die verbond. Die verbond met die nasies. Nie met 'n paar mense nie, met die nasies. Daarom, in die Nuwe Testament, wanneer Paulus praat oor wat in die ou tyd gebeur het, oor hoe God gewerk het, dan is Abraham is prominent, die vader van die verbond. Want in Jesus Christus is die geslotenheid van die volk Israel was verbreek. Het is baie interessant. God stig 'n verbond en hy laat die volk groei, maar die volk verander daai verbond in 'n selfgerigte saak, 'n saak vir Israel alleen, vir eeuwig. Dan kom Jesus en sê, maar dit is nie waaroor het gegaan het nie. Dit is gegaan dat die ganse stam, die menslike geslag, na God toe geroep sal word, gered sal word. So geliefdes, as ons dan ons voorgangers, ons grondleggers, die kerkrade, en manne en vroue wat hier gearbei het om hierdie gebou tot stand te bring, as ons hulle almal gedenk, dan agter dit lê die gedagte. Ons is almal mense wat geroep is deur die lewende God na sy verhouding toe, na sy verbond toe. Hy skakel ons hier in. Dan is die vraag, wat maak ons met die verbond? As die Here ons hier geplaas het in Kaalfontein. Ek ry met tye bietjie diep in Kaalfontein in, om net te sien hoe die plek besig is om te verander. Ek weet, Kaalfontein het gebiede waar dit soms baie onveilig is. Maar geliefdes, daar woon mense. Daai mense het die woord van die Here nodig. Ons het hierdie sentrum opgesit. Nie vir onsself nie, maar as 'n instrument. Dat ons kan uitreik, dat ons kan uitsprei. Weet julle, die groot groeipunt van die hele Kunsefries Rekta is eintlik hier. Rekta self word ouer. Groot mense sterf. Die jong kinders trek uit. Want hulle sê ons kan nie bekostig nie. Waar kom die mense by mekaar? Hier. Nie is in Highbury nie. Hier. Van heinde en verre. Ek hou die dinge aan die voor, dat ons moet probeer kyk, soos God vir ons red deur sy woord, hoe ons na die wêreld kyk. En die Here sê, die eilande, in hierdie hoofstuk, as jy het verder lees, sê die Here, die eilande wag op sy leer. Die mense, wat die nood en die behoefte het aan verlossing, almal wag op hierdie diens. Wie is die instrument wat het moet doen?
Dit is ons. So geliefdes, Abraham en Sarah is die ouers van die verbond. Wat is die een element wat die verbond kenmerk van die mense kant af? Wat God vir ons oproep na die. Dit is, julle moet geloof hê. Julle moet vertrou dat God sal voorsien. Abraham, jy weet, Abraham het 100 jaar oud geraak. Toe wonder hy nog, maar gaan God regtig die belofte nakom? Sarah begin planne maak, want sy sê, nee, ons gaan nie 'n kind kry nie. Abraham staan bekend as die vader van die geloof, want die verbond het waar geword. So, liewe gemeente, ek wil vir u vra, as u droom oor wat hier moet gebeur in Kaffontein, in die bediening van mense, dan moet u droom as gelowige mense. U moet sê, ons wag op God se wonderwerke en dit sal gebeur. As die Here dit op julle harte plaas, dink groot, droom, maar droom in geloof. Right? En as die jong kind en die jong mens of die eenvoudige arbeider sê, maar wat kan ek doen? God hou daarvan om met die eenvoudige mens te werk, om met die kind te werk. Hoe pragtig het ons kinders gedans hiervoor. Geliefdes, God werk nie met mense wat reken en sterk en slim genoeg doen. Hy werk met die wat sê, maar ek verstaan nie. Ek weet nie hoe nie. Dan sê die Here, nou laat ek jou leer. Kom 'n bietjie nader, laat ek jou leer. Kaffontein, ek dink, God het groot planne met julle. Groot planne. As ons kyk na die jong mense, ons kinders, sien ons potensiaal, wat God in hierdie wonderlike mense wil vermag. Nommer 3. Daar sal 'n tyd kom, wanneer die woestyn gedeelte omskep sal word en gemaak sal word soos Eden. Die barre wêreld soos die tuin van die Here. Nou, een van die belangrike dinge wat die kerk is 'n liggaam van hoop, van geloof en van liefde. So wat die kerk aan die wêreld voor, as die wêreld net 'n woestyn sien, dorre aarde sien, mense wat geen potensiaal het nie, sien die wêreld, dan sê die kerk, what's up? God gaan 'n tuin skep. En die Bybel gebruik die beeld self soos Eden. Nou, toe ons hier begin werk het, toe was dit net die rooi wind in die agter. En Kaffontein sê, en die was niks op die stuk grond. In feite, hy was onder die plante, né? Geliefdes, en kyk wat het tot stand gekom. En broer Fred, ek moet altyd vir jou dankie sê, ja, ek hou so van jou tuintjie, man, jy het goed vingers. Sure. En so is die plek besig om stadig al mooier en mooier te word. Wanneer jy invest in die dinge van God, dan kom daar 'n tuin na vore, onsigbaar. Nou, die idee van die tuin is ook die visie wat jy moet hê. Jy moet vir jouself sê, ons wil hier te Kaffontein, wil ons 'n gemeente skep, waar die pragt en die veelkleurigheid van die lewende God sigbaar sal word. Die kinderstemme moet gehoor word. Die kleintjies moet hier op die jaar kan rondhardloop. Dis hoekom. Ons het gepraat van ons wil 'n veilige omgewing skep vir die kinders. Die moeders moet hulle kinders hier kan drop. En ons moet daarvoor voorsiening maak. Ons Saretta het actually die means hoor. Ek meen as ons 500.000 vir 'n draad rondom Saretta kan gebruik, kan ons miskien 'n bietjie ook hier invest. Geliefdes, maar jy moet 'n visie hê van die moontlikhede
En die visie is, ons wil die veelkleurigheid van God se goddelike werk sigbaar maak hier in Kaffontein. Dankie broer James dat jy kom en die kinders, jong mense kom help met die musiek. Daar is soveel wat gedoen kan word. Hierdie is 'n gemeente met ontsaglike talente. Ek was 8 jaar by Delft. Want ek was ons konsulent daar, afgelope 2 jaar. Daar is niemand wat ek kinders kan oplei. Die instrumente is actually daar, maar dat is niemand. Die talente is actually hier. Dit is hier. So, wat kan jy nie alles verwag nie? En as ons dink aan 'n tyd, dan dink ons altyd aan variety. Né? Dis nie net een kleur nie. Ons wil nie net 'n grasperk opsit nie. Ons het allerlei blomme en bome. Miskien selfs 'n fonteintjie tot stand bring. Dis 'n beeld van God se verskeidenheid en hoe hy mense bymekaar bring. Nou ek is bekommerd broers en susters. Ons hier te Kaffontein. Ons het die geleentheid om uit te reik na mense toe, maar ons doen dit nie. Ek wil nou nie te kras wees nie, want miskien doen die dinge wat ek nie van weet nie. Maar al wat ek vra is, laat ons God se instrument word om in hierdie gemeenskap mense te bereik. Laat ons nie bang wees vir taal nie. Taal is nie regtig 'n barrier nie. Daar is mens. Ons jong mense leer al meer die Engels. Dan moet ons die Engels gebruik. So geliefdes, dan sê die gedeelte. Die onderrig, God se onderrig sal uitgaan. Geen aandag aan wat ek sê. My onderrig sal uitgaan na die volke toe. My wil sal vir die nasies die koers aanwys. My wil sal vir die nasies die koers aanwys. God het 'n plan vir die wêreld. En die instrument om daai plan in die wêreld bekend te maak, is sy kerk. En God gebruik die wat in die oë van die wêreld die swakstes, die minste het, om die reuse werk te doen. En die nasies sal sy wil leer ken en hom volg. En hulle sal sing met gejubel en lofsange en vreugde en danksegging. Kan jy hoor? Die Gees wat moet heers in die volk van die Here. Dan geliefdes, as die Bybel sê, look to Abraham your father, and to Sarah boy. Look to the rock from which you were hewn, to the quarry from which you were dug. Gemeente onthou, daar is net een rots vir die Christen mens, Jesus. Uit daardie rots vloei die water van die lewe. Hy is die middelaar van die verbond. Ons kan op hom hoop en op hom vertrou. As ons die woord in ons harte dra, sal ons altyd iets hê om vir die wêreld te sê. As ons toelaat dat sy Gees deur ons vloei, gaan ons ontdek dat ons lewe self sal soos 'n tuin sigbaar word. Want waar die Gees van God en die woord van die Here suiwer uitgaan, daar ontstaan 'n lushof, 'n Edenstuin, want ons is ingeplant in die meester en ons kan wonderlike vrugte en jubel voortbring. Gemeente, wat ek dus vir julle vra, dan moet geen ruimte vir lelike stryery tussen julle wees nie, vir faksies en partyskappe nie. Daar moet geen plek wees vir slegte gesindhede nie. Soos hierdie teks begin, julle wat
wat vra na die wil van die Here. Julle wat die regverdigheid van die lewende God soek, dit in julle. Dis julle roer. Laat die Gees van God in julle heers. Dan sal hierdie plek, hierdie gemeente, sal dit groei. Hy sal dit groei. Systematies. En as julle eendag terugkyk, sal julle sê, wauw, ons is verstom. Wanneer het God al hierdie dinge gedoen? Hy het dit gedoen. Ek sluit af. Geliefdes, toe ek saam met my vrou in Kommegas was, het ons besluit, ons gaan 'n kleuterskool begin. En die dames het by mekaar gekom en vir 'n klomp maande het hulle vir niks gewerk. Hulle het hulle eie kos gebring vir die kindertjies wat gekom het. Hulle het met 15 kinders begin. En toe het ons 'n donateur gevind, die God se genade wat gesê het, maar julle het regtig 'n proppe sentrum nodig. Gee hulle vir ons die geld. Bou ons 'n sentrum in die Tineta van R300,000. Daai tyd. Daai sentrum is nou vandag amper 40 jaar oud. En hy hardloop 100%. 'n Nuwe generasie het oorgeneem. Jong mense. Hulle was kindertjies in die kruis. Hulle het oorgeneem. Hulle ran hom nou. As jy vra na God se wil, as jy die regverdigheid van die Here soek, sal hy deur jou lewe die mooiste dinge ontstaan. Wees vir hom beskikbaar. Wees getrou aan hom. En dan kan ons almal mekaar se hande vat en sê, maar dit het die Here deur ons gedoen. Amen. Geliefdes, nou, hier op die program, staan daar gebeure deur die gemeente. Weet julle, ek weet nie of mense het besef nie, maar in die liturgie van die VGK is daar verskeie gebede wat elke keer na vore kom. En ons maak te min van die gebede. So ek wil nou vandag vir julle almal vra, ons almal bid. Ons word stil voor die Here en ons kan saggies daar waar ons is, dra ons hierdie werk en die kerk en die gemeenskap aan die Here op. En ons gebruik so 'n paar minute dat ons almal saam bid vir hierdie saak. Kom ons word stil voor die Here.